van die storm wat verby is. Alles is nou rustig en ons is bly ons is hier by die vergadering en ek glo ons gaan 'n pragtige program hê met al die voorbereiding wat julle ook gedoen het. So, waarna kan ons uitsien in die lewe en bediening vergadering vanaand? Wel, het julle dit geniet om Jesaja 3 tot 5, die 3 hoofstukke deur te gaan om te sien wat se pragtige toepassings daar is uit hierdie profeet wat geprofeteer het vir Jehova oor Juda en Jerusalem se sondes wat hulle so baie rampspoed oor hulle gebring het. En ons gaan kyk na die gelykenis wat Jesaja gebruik het oor die wingerd wat geplant moet word, wie die eienaar is, die beskerming wat Jehova beloof het en die betekenis van die wyn, die wingerd en die eienaar ensovoort. So dit is pragtige gedagtes in hierdie eerste paar hoofstukke wat ons gaan sien. Ons sien ook uit na die veldbediening. Ons gaan weer gehelp word om na 3 eienskappe te kyk om ons vermoë om met mense te redeneer in die veldbediening te verbeter. En dit is die belangstelling wat ons gaan na kyk van huis tot huis, asook die empatie wat ons kan toon teenoor mense in informele getuieniswerk, soos die moed wat ons aan die dag moet lê om ons studente te help wat teenkanting het of enige probleme het. Sien julle uit na die jongste nuus van die bestuursliggaam? Daar's 3 pragtige punte wat na vore kom, né? Dit is oor die hulp wat die organisasie gee oor rampe. Ons sien hoe gaan die rampe in die hele wêreld aan die gang. Ons kyk na die spesiale kampanje wat daar was en dan ook na die jaarvergadering of die werk, die verslag van Jehova se getuies in 2025. Ons gaan ook leer van die nuwe tweede koning van Israel. So ons gaan sien in ons Bybelstudie hoe daai koning dan ook opgetree het. Om ons vergadering dan te begin met die eerste gedeelte, Jehova het die reg gehad om meer te verwag. Kom ons vra vir broer Johan Kutse om die skat uit God se woord te doen asseblief. Jehova het die reg gehad om meer te verwag. Nou, 'n Bybelkommentator het die volgende oor die openingsverse van Jesaja hoofstuk 5 te sê gehad. Hy sê, wat die uitsonderlike pragt van die taal en die besonderse vaardigheid in doeltreffende kommunikasie betref, is hierdie gelykenis feitelik in 'n klas van sy eie. Jesaja se woorde is meer as net 'n blote kunswerk, want dit gee doeltreffende beskrywing van Jehova se liefdevolle sorg vir sy volk. Terselfdertyd waarsku Jesaja se woorde ons teen dinge wat God mishaag. Nou kom ons lees saam in Jesaja hoofstuk 5 vers 1 en 2. Dis Jesaja hoofstuk 5 vers 1 en 2 en ons kan maar oopbly daar by Jesaja hoofstuk 5. Om te sien hoe Jesaja se gelykenis begin. Dit sê, ek wil graag vir my geliefde sing. Ek wil 'n lied sing oor die een wat ek liefhet en sy wingerd. My geliefde het 'n wingerd teen 'n vrugbare heuwel gehad. Hy het dit omgespit en die klippe daaruit verwyder. Hy het die beste rooi wingerdstokke daarin geplant en 'n toring in die middel daarvan gebou. Hy het ook 'n wynpers daarin uitgekap. Hy het bly hoop dat dit druiwe sou voortbring, maar dit het net wilde druiwe voortgebring. Nou, hoe ook al Jesaja die gelykenis aan sy toehoorders oorgedra het dit beslis hulle aandag geboei. Hulle was immers almal bekend met die werk van hoe om 'n wingerd aan te plant. Anders as hedendaagse wynboere, plant die eienaar van die wingerd nie druiwe sade nie, maar uitgesoekte of waardevolle rooi wingerdstokke, wat 'n steggie of 'n loot van 'n ander wingerdstok is. Hy plant hierdie wingerd aan 'n vrugbare heuwel aan, sodat die wingerd sal floreer. Hulle weet, hierdie toehoorders weet dat dit harde werk verg om 'n wingerd te laat vrug dra. Jesaja beskryf hoe die eienaar dit omspit en die klippe daaruit verwyder, vervelige en uitputtende werk. Hy gebruik die groter klippe om 'n toring te bou wat as wagpos sal dien, sodat wagters oor die landerye kan waghou om dit teen diewe en diere te beskerm. Dan bou hy 'n klipmuur teen aan die terrasse van die wingerd om te keer dat die kosbare boogrond wegspoel.
Broer, as jy vir ons daai eerste prent kan vertoon, dankie. Nou, nadat hy so hard gewerk het om sy wingerd te beskerm, het die eienaar die volste reg om te verwag dat dit vrug sal dra. En in afwagting van die oes kap hy 'n wynpers uit. Maar kry hy die oes waarop hy gehoop het? Nee. Die wingerd bring wilde druiwe voort en ons kan sien op die prent daar die teleurstelling van die eienaar van die wingerd. Dankie broer, ek kan die prent maar weer verwyder. Maar wie is die eienaar en wat is die wingerd? Ja, Jehovah is die eienaar van hierdie wingerd en hy het homself as te ware in vers 3 in 'n hofsaal geplaas en hy vra dat daar tussen hom en sy teleurstellende wingerd geoordeel moet word. U kan nou saam met my lees in Jesaja hoofstuk 5 en vers 4. Jesaja hoofstuk 5 en vers 4, dit sê, wat kan ek nog van my wingerd gedoen het wat ek nie reeds gedoen het nie? Ek het gehoop dat dit goeie druiwe sou voortbring, maar hoekom het dit net wilde druiwe voortgebring? Nou Jesaja vergelyk dus hier die huis van Israel met 'n wingerd wat geleidelik wilde druiwe of vrot bessies gedra het. Wilde druiwe kan nie geëet word nie en ook nie gebruik word om wyn te maak nie. Dit is kleiner as gekweekte druiwe en het baie min vleis want die pitte vul byna die hele druif. Nou die eienaar verduidelik verder in Jesaja hoofstuk 5 vers 7 en julle kan dit saam met my lees. Jesaja 5 vers 7, hy sê want die wingerd van Jehovah van die leermagte is die huis van Israel. Die manne van Juda is die wingerd waarvoor hy lief was. So die wilde druiwe is dus 'n gepaste simbool van 'n afvallige nasie wat wetteloosheid in plaas van regverdigheid as vrugte voortgebring het. Die landbouer was nie verantwoordelik vir hierdie waardelose vrugte nie. Jehovah het alles in sy vermoë gedoen om sy nasie vrugbaar te maak. Kom ons kyk wat Jehovah besluit om met hierdie wingerd te maak. En nou kan jy saam met my lees in Jesaja hoofstuk 5 vers 5 en 6. Jesaja 5 vers 5 en 6. Ek sal vir julle sê wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan sy heining verwyder en dit sal afgebrand word. Ek gaan sy klipmuur afbreek en dit sal vertrap word. Ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie. Doringbosse en onkruid sal dit toegroei. En ek sal die wolke beveel om geen reën daarop te laat val nie. So ons sien dat die wingerdstok van Israel onvrugbaar was en dat Jehovah hulle gewaarsku het dat hy die beskermende muur wat hy rondom sy volk gebou het sou afbreek. Hy sou nie meer die figuurlike wingerdstok snoei of die grond daarvan omskoffel nie. En die lentereën waarop die oes afhanklik was, sou nie kom nie en dorings en onkruid sou die wingerd oorgroei. Jehovah het sy nasie soos 'n kosbare wingerd behandel. Hy het sy nasie in die land Kanaan geplant, hy het hulle van sy wette en voorskrifte gegee, wat hulle soos 'n muur teen die verderflike invloede van ander nasies beskerm het. Daarbenewens het Jehovah vir hulle rigters, priesters en profete gegee om hulle te onderrig. Wanneer Israel deur militêre aggressie bedreig was, het Jehovah redders vir hulle verwek. Jehovah vra tereg, wat is daar nog wat ek nie vir my wingerd gedoen het, wat ek nog steeds kan doen nie? Jesus het natuurlik ook 'n gelykenis van 'n wingerd vertel. Jesus het moontlik aan Jesaja se woorde gedink toe hy die gelykenis van die moorddadige landbouers vertel het. Nou in Matteus 21 vanaf vers 33 vertel dit die verhaal. Hy sê daar was 'n man, 'n huisheer wat 'n wingerd geplant het en 'n wyning daarom gesit het en 'n wynpers daarin gegrawe het en hy het dit aan landbouers verhuur en na die buiteland gereis. Ongelukkig was die landbouers ontrou aan die eienaar van die wingerd en het hulle selfs sy seun doodgemaak. Nou Jesus toon deur hierdie gelykenis dat dit met meer as net letterlike Israel te doen gehad het. Want hy sê, die koninkryk van God sal vir julle, dis nou vleeslike Israel, weggeneem en vir 'n nasie gegee word wat die vrugte daarvan voortbring. Nou daardie nuwe nasie was die Israel van God, 'n geestelike nasie van gesalfde Christene wat altesaam 144.000 lede het. Jesus het hierdie disippels vergelyk met lote
aan die ware wingerdstok, naamlik homself. En daar word van hierdie lote verwag om vrug te dra. Hulle moet Christelike eienskappe aan die dag lê en deelneem aan die werk om die goeie nuus van die koninkryk te verkondig. Maar sedert die dood van die 12 apostels het dit duidelik geword dat die oorgrote meerderheid wat beweer dat hulle lote is van die ware wingerdstok vals is. Hulle bring wilde druiwe in plaas van goeie druiwe voort. Jesaja se veroordeling van Juda is vandag op die Christendom van toepassing. 'n Studie van sy geskiedenis, die oorloë, die kruistogte, die inquisisies, toon presies hoe bitter sy vrugte was. Die ware wingerd van gesalfde Christene en hulle metgeselle, die groot skare, moet agslaan op Jesaja se woorde. As hulle die eienaar van die wingerd se goedkeuring wil wegdra, moet hulle individueel of as 'n groep vrugte voortbring wat hom behaag. Aangesien Jehova buitengewone moeite gedoen het om sy wingerd te versorg en te bewerk, het hy die reg om te verwag dat dit 'n wingerd van skuimende wyn sou word. Maar in plaas van bruikbare vrugte voort te bring, bring dit wilde druiwe, letterlik stinkende goed of verrotte bessies voort. Daarom sê Jehova dat hy sy beskermende heining om sy nasie sal verwyder. Die nasie sal soos iets word wat vernietig is en sal verlate raak en droogte ondervind. En Moses het ook gewaarsku in sy tyd dat sulke dinge met hulle sou gebeur as hulle ongehoorsaam was aan God se wet. God verwag dat die nasie goeie vrugte moet voortbring. In Micha 6 sê die profeet Micha, wat anders vra Jehova van jou terug as om geregtigheid te beoefen en geregtigheid lief te hê en beskeie te wandel met jou God. Ja, Jehova God het regverdigheid en regverdigheid lief. Hy het vir die Jode gesê, julle mag geen onreg doen in die regsaak nie. Jy mag die geringe nie partydig behandel nie. Jy mag 'n verrame man nie bevoorreg nie. Met geregtigheid moet jy jou metgesel oordeel. In ons handelinge met mekaar moet ons partydigheid vermy en nooit toelaat dat dinge soos ras, ouderdom, rykdom, armoede ons oordeel van mense beïnvloed nie. Negatiewe of opstandige gesindheid teenoor goddelike standaarde kan baie maklik posvat in Christene wat in 'n wettelose wêreld lewe. Ware Christene moet bereid wees om God se wette te gehoorsaam, ondanks die geslagsonsedelikheid en geweld van die goddelose stelsel van dinge, moet hulle streng let op hoe hulle wandel. Nie as onwyses nie, maar as wyses. Deur regverdigheid aan te kweek, bring Christene eer op God en verkry hulle sy guns. Jehova sorg liefdevol vir sy volk en hy waarsku hulle teen dinge wat hom mishaag. Jehova het toe en nou die reg om meer te verwag van sy wingerd. Baie dankie broer Kutse. Ja, om daai fondasie te lê vir die hele bespreking wat nou gaan kom van die boek Jesaja, het hier baie mooi uit vir ons verduidelik van hierdie wingerd, wie is die eienaar en wat dit beteken, en ons gaan verder nog sien hoe die praktiese toepassing het daar aangevat en mooi verduidelik, so ons waardeer daai pragtige uiteensetting van dat Jehova meer verwag het, en soos die vraag nou aan die einde van daai prent sê, hoe motiveer hierdie verslag my om Jehova nie te leer te stel nie. So ons gaan nog 'n paar goeie gedagtes uit daai vraag ook beantwoord. Baie dankie, ons het dit baie waardeer. Kom ons kyk nou na die gedeelte geestelike skatte, broers. Maak asseblief julle Bybels oop by Jesaja 5 vers 8 en 9. Jesaja 5 vers 8 en 9. Dit lees daar: dit sal sleg gaan met die wat een huis na die ander oorneem en een veld na die ander, totdat daar nie meer plek vir ander is nie en hulle die enigste inwoners in die land is. Ek het Jehova van die leermagte hoor sweer dat baie huise, al is hulle groot en mooi, iets skokkends sal word sonder 'n inwoner. So die vraag op hierdie teks,
Wat het die Israeliete gedoen wat Jehovah ongelukkig gemaak het? Broer Alberts, asseblief. Ja, ons weet die grond, wat die gebied wat elke stam byvoorbeeld gekry het in die nasie Israel, dis asof daardie grond en daardie gebied aan Jehovah behoort het. Ons dink aan Levitikus 25 vers 23 wat sê die grond moet nie permanent verkoop word nie omdat die land myne is, want julle is uitlanders en tydelike inwoners vanuit my standpunt. So daardie grond het behoort aan daardie stamme, dit kon verhuur word, dit kon selfs tydelik as te ware verkoop word, maar nooit permanent nie. En ons dink aan die jubeljaar, wanneer daardie dinge herstel was, teruggegee was aan die stamme, sodat alles in daardie balans kon bly en nie een bo die ander verryk kon word of hulle broers kon indoen deur daardie grond of huise te ontneem nie. Dankie. Suster Jonker, asseblief. Maar ons sien in hierdie verslag dat dit presies die teenoorgestelde is wat die nasie van Israel gedoen het. As gevolg van gierigheid het mense net eenvoudig daardie wette nie nagekom nie, het hulle dinge vir hulle self versamel, was daar armoede en het dit toe veroorsaak dat hulle in onguns teenoor Jehovah gekom het, omdat hulle nie hulle wette toegepas het soos hulle moes nie. Baie dankie, Suster Jonker. Goed, ek dink dit dek die gedagtes. Nou gee ons hele kans, broers en susters, watter geestelike skatte het jy in hierdie week se Bybelleesgedeelte gekry wat jy graag wil deel? Suster Viljoen. In Jesaja 4 vers 3 sê Jesaja dat die Joodse bandelinge wat toegelaat sou word om na Juda terug te keer, sal heilig genoem word. Dit sou dan beteken dat hulle in woord en daad sal moet voldoen aan Jehovah se rein standaard van rein aanbidding. En so ook sedert 1919 het die gesalfde oorblyfsel en die ander skape hulle bes gedoen om ook heilig te bly in rein aanbidding na te volg en weg te bly van Babyloniese gebruike en leringe en strewes wat nie Jehovah se goedkeuring weg te dra nie, en hulle het by Jehovah se hoë standaarde probeer bly. So as ons dit doen, dan sal ons dan ook ons name geskryf kry, soos Jesaja hier sê, opgeteken kry vir die ewige lewe. Maar Jehovah kan ons name uitwis, so dit beteken dat ons dan getrou by Jehovah se standaarde moet bly om ons name vir ewig daar te hou. Baie dankie. Suster De Jager. Jesaja 4 vers 6 praat dit daarvan dat daar sal 'n hut wees wat in die dag skaduwee teen die hitte gee en dan ook skuiling en beskerming teen storms. Nou Jehovah is 'n hut vir elkeen van ons wat vir ons beskerming gee, maar dit beteken nie dat ons nie probleme in ons lewe gaan hê nie, want ons het maar almal ons beproewinge. Maar wanneer ons voor daai stormagtige probleme te staan kom, moet ons nooit vergeet dat Jehovah ons geestelik gaan beskerm en sal voorsien wat ons nodig het sodat ons getrou kan bly nie. En dan die artikel het mooi afgeëindig. Solank ons bes doen om ons voor Jehovah heilig te hou, sal niks ons van God se liefde kan skei nie. Dankie, Suster De Jager. Suster Ansha van Bruggen. Jesaja 5 vers 21 sê dit sal sleg gaan met wat wys is in hulle eie oë en wat dink dat hulle verstandig is. Nou iets wat ons nugtere denke kan bedreig is 'n neiging om selfverseker te wees. Nou Paulus het ons ook gewaarsku wat hy het gesê in Korintiërs, wie dink dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. So Paulus het dit gesê omdat hy blykbaar geweet het hoe maklik dit vir mense denke is om verdraai te word. Daarom is dit beslis verstandig om te kyk hoe ons nugtere denke kan behou en sodoende soortgelyke rampspoed kan vermy. Baie goed, baie dankie, Suster. Suster Alberts, asseblief. In Jesaja 5 vers 20 sê dit sal sleg gaan met die wat sê dat goed sleg is en sleg goed. En ongelukkig lewe ons in 'n wêreld waar Jehovah se regverdige standaarde geïgnoreer word.
Dinge wat Jehovah sê is verkeerd, beskou hulle as reg. Hulle dink dit is hulle reg om te lewe net soos hulle wil. En daarom moet ons baie versigtig wees dat hierdie denke nie op ons begin afsmeer nie. So ons moet hard daaraan werk om te sorg dat ons vermaak, die dinge wat ons lees, waarna ons kyk, altyd volgens Jehovah se standaarde is, sodat ons dit altyd hoog hou. Goeie toepassing. Baie dankie, Suster Alberts. Broer Johan Alberts asseblief. Jesaja 5 vers 25 vertel vir ons dat Jehovah woedend was vir sy volk omdat hulle hom so teleurgestel het. En vers 29 praat van daardie nasies wat ons weet Israel ook weggevoer het, dat hulle vergelyk word met 'n leeu wat brul. Nou die wetenskaplikes sê ook dat 'n leeu om verskeie redes brul, onder andere om ander leeumannetjies af te skrik, dat hulle laat weet dat dit sy gebied is dalk 'n vorm van aggressie. En dis gepas ook dat die Bybel daardie nasies, dis nou Assirië en ook Babilonië vergelyk met hierdie leeu's, asof dit met daardie gebrul is. Hulle het wel aggressief opgetree, maar ons weet Jehovah het dit ook toegelaat omdat sy volk so wederstrewig was. Dankie, broer Alberts. Ons nog 'n bietjie tyd, nog tyd. Okay, nog 'n gedagte asseblief, broer Johan Alberts. Ja, ons dink aan Jesaja wat vir ons verlede week gewys het, daar's hierdie strukture opgerig om of as voëlverskrikkers te dien of om skuilings te bied vir iemand wat die landerye of soos in hierdie geval die wingerde oppas. Maar hierdie landbouer het ons nou gelees het eintlik van daardie klippe gebruik om daardie toring te bou vir 'n wagpos. So dit vergelyk dit ook met Jehovah wat so baie moeite gedoen het, soveel opgeoffer het vir sy volk, so baie vir hulle gegee het ook. En tog moes hy uiteindelik daardie strukture afbreek, asof die mure afgebreek is en alles tot niet is, omdat die volk hom so teleurgestel het. Baie dankie vir daai gedagte. Goed, ons gaan nou na die derde gedeelte van die skat uit God se woord en ons vra vir broer Werner de Plooi om vir ons die Bybelleesgedeelte te doen, Jesaja 5 vers 1 tot 12. Ek wil graag vir my geliefdes sing. Ek wil 'n lied sing oor die een wat ek liefhet en sy wingerd. My geliefde het 'n wingerd teen 'n vrugbare heuwel gehad. Hy het dit opgespit en die klippe daaruit verwyder. Hy het die beste rooi wingerdstokke daarin geplant en 'n toring in die middel daarvan gebou. Hy het ook 'n wynpers daarin uitgekap. Hy het bly hoop dat dit druiwe sou voortbring, maar dit het net wilde druiwe voortgebring. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel asseblief tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog vir my wingerd gedoen het, wat ek nie reeds al gedoen het nie? Ek het gehoop dat dit goeie druiwe sou voortbring, maar hoekom het dit net wilde druiwe voortgebring? Ek sal vir julle sê wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan sy heining verwyder, en dit sal afgebrand word. Ek gaan sy klippe afbreek, en dit sal vertrap word. Ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie. Doringbosse en onkruid sal dit toegroei. En ek sal die volke bly beveel om geen reën daarop te laat val nie. Van die wingerd van Jehovah, van die leermagte, is die huis van Israel. Die manne van Juda is die wingerd waarvoor hy lief was. Ek het bly hoop op geregtigheid, maar daar was net ongeregtigheid. Hy het bly hoop op regverdigheid, maar daar was net 'n geroep om hulp. Dit sal sleg gaan met die wat een huis na die ander oorneem en een veld na die ander, totdat daar nie meer plek vir ander is nie, en hulle die enigste inwoners in die land is. Ek het Jehovah van die leermagte hoor sweer dat baie huise, al is hulle groot en mooi, iets skokkend sal word, sonder 'n inwoner. Want 10 akker wingerd sal net een bad oplewer, en 'n homersaad sal net
'n Eva oplewer. Dit sal sleg gaan met die wat vroeg in die oggend opstaan om alkohol te drink, met die wat hulle tot laat in die aand dronk drink. Hulle het harpe en ander snaarinstrumente, tamboerine, fluite en wyn by hulle feeste, maar hulle dink nie aan wat Jehovah doen nie, en hulle sien nie die werk van sy hande nie. Baie dankie, broeder Ploei. Jy lees baie goed. Akkurate voorlesing. Ja, dit is alles vir jou geskrywe. Wat sê dit moet jy doen? Dit sê hierso dat jy moet goed voorberei. As jy daarna gekyk, spreek elke woord mooi reg uit, baie goed gedoen en dan ook duidelik. Ek meen jou stem is dan so aard, jy het nie eens 'n mikrofoon nodig om jou leeswerk te doen en dit het baie goed gedoen. So jy moet nou verder verfyn jy jou akkurate lesing. En ek dink baie van ons wat die leeswerk doen, maak nie saak wie ons is nie, moet soos in die geval ons is nou al op ons gemak om lekker te lees en dit, maar dan praat dit van leestekens. Ons moet bietjie die leestekens ook in aanmerking neem. Net om 'n voorbeeld te gee, nie net vir jou nie, maar vir ons almal. As jy gekyk het in vers 4, is daar 2 keer 'n vraag gevra in daai vers en net daarna die vers het hy 'n dubbelpunt ook gegee. Nou let net op wat sê dit hierso van 'n dubbelpunt. Dit lei 'n lys of 'n aanhaling in. Dit vereis dat jy pauseer, maar sonder dat die toon daal. Dit is nou 'n dubbelpunt. As dit 'n vraagteken is, soos in daai geval, daar was 2 vrae gewees. Dit sê vereis gewoonlik dat die sin met 'n effens hoër of stygende toon gelees moet word. Dis maar net 2 van die leestekens. Daar's baie leestekens in daai leesgedeeltes, in al die leesgedeeltes, maar miskien ons almal kan daarna kyk. En jy het dit mooi gedoen, maar mense kan dit net meer verfyn. Baie dankie broeder Ploei, jy het pragtig gelees. Ons waardeer dit. Ons sien uit na jou volgende gedeelte. So nou gaan ons oor na die lewe en bediening gedeelte en Suster Marika Jansen van Vieren en Suster Nora gaan die gedeelte doen, begin 'n gesprek. Nou, sy werk van huis tot huis en sy noem 'n video uit die gereedskapskissie asseblief Suster van Vieren. Goeiedag, my naam is Marika. Hallo Marika, ek is Nora. Bly om jou te ontmoet, Nora, en baie dankie dat jy hek toe gekom het. Dit is nie 'n probleem nie. Ek is bly jy kom klop vandag aan my hek, want ek het vir jou 'n vraag. Ek sien julle baie keer in die dorp waar julle met Bybelboekies staan en ander kere ry ek verby julle waar julle van huis tot huis stap en mense besoek. Die boekies wat jy daar het, lyk baie dieselfde soos die wat ek in die dorp gesien het. Ek wil nou net weet, is jy dalk Jehovah se getuie? Ja, ons staan bekend as Jehovah se getuies. Jong, nou staan ek wik en weeg of ek verder met jou moet praat. Mag ek vra kom jy so voel? Om eerlik te wees, ek het gaan oplees oor Jehovah se getuies en selfs met my dominee en verskillende mense gepraat. En elkeen het iets anders om te sê oor wat julle glo en wie julle is. En dit is eintlik baie verwarrend en ek twyfel of ek enigstens met jou moet praat. Wie is Jehovah se getuies dan nou eintlik? Nou, dit is 'n baie goeie vraag en ongelukkig is daar verskillende opinies oor Jehovah se getuies wat verwarring kan veroorsaak. Maar as jy so 'n paar minute het, wil ek graag vir jou 'n kort video wys wat reeds hierdie vraag beantwoord. Jehovah se getuies, wie is ons? Reg, jy kan vir my wys. Nou, Nora, wat het vir jou uitgestaan omtrent die video? Wat vir my uitgestaan is die feit dat julle uit verskillende rasse, tale en kulture kom en julle almal dieselfde glo met dieselfde doelwitte. En julle aanbid Jehovah God wat die skepper van alles is. Dis reg en ons baseer ook al die dinge wat ons glo ten volle op die Bybel. Net jy opgelet wie ons navolg? Ja, julle is Christene wat Jesus se voorbeeld navolg en probeer om in alles eerlik en vreedsaam te wees. En julle is ook gehoorsaam aan die landswette. Ja, en het jy gesien waarvoor ons gereeld tyd maak? Ja, volgens die video maak julle tyd om mense van die Bybel en van God se koninkryk te leer. Dis regtig interessant want dis dan die rede hoekom julle mense op verskillende tye en verskillende plekke besoek. Absoluut. Maar sê vir my, die video het ook genoem van gratis vergaderinge. Kan dit waar wees? Ek meen niks in vandag se wêreld is gratis nie.
Ja, ons vergaderinge is heeltemal gratis en almal is welkom om ons vergaderinge by te woon. Ek sal graag nog meer wil weet oor Jehovah se getuies, maar ongelukkig gaan die tyd my nie nou vandag toelaat nie. Ek moet binnekort ry om 'n kliënt te gaan sien. Ag, geen probleem, ek verstaan. Ek wil graag hierdie kontakkaartjie vir jou gee wat verwys na ons webwerf www.org en jy sal sien as jy die webwerf oopmaak, bevat dit verskillende inligting oor Jehovah se getuies en wat ons glo, asook baie ander artikels en video's. Maar as jy enige vrae het, is jy ook meer as welkom om my te kontak. My kontakbesonderhede is agter op die kaartjie. Okay, baie dankie. Baie dankie Suster van Vieren, Suster Hubert. Dankie, die gedagte wat jy moes toepas. Jy moes nie te veel praat nie, jy moes net geluister het en dit het jy gedoen. Dit gewys jy het belangstelling getoon in die persoon, hoe sy op besware wat sy gehad het en ook het jy vrae gevra en dit sê hierso vra wanneer dit gepas is. So jy het gepaste vrae gevra sodat sy kan sê hoe sy voel in dit om te wys dat jy belangstel. Baie dankie Suster van Vieren, jy het hierdie gedagte baie mooi toegepas. Kom ons kyk op na die gedeelte volg op en hierdie is informele getuieniswerk en die suster moedig haar student aan om JW Library te gebruik of haar buurvrou wat. Hi Tannie Engela, hoe gaan dit? Hallo Welda. Nee, ag dit gaan aan, maar kom sit hier by my op die stoep. Dankie. Ag, dit is so lekker om altyd Tannie se pragtige tuin te bewonder. En is lekker om, jy weet, langs julle te bly en die tuintjie bietjie saam met julle te geniet. Ag, dankie. Dis lekker om dit te hoor. Ja, as ek so 'n bietjie van 'n afdag het soos vandag, dan loop ek graag hier in die tuin en dit beer my bietjie op. Ag, Shan, dis lekker. Maar weet jy Tannie Engela, as ek nou 'n bietjie bedruk voel en ek voel die ou wêreld kom af op my, dan gaan ek maar na die Bybel toe, want ek voel dit is maar die beste bron van leiding en raad wat ons kan kry. Ja, ek het al voorheen gesien as jy die Bybel gebruik om vir my iets te wys en dan vir my die Bybel te wys, dan gebruik jy iets op jou foon om die tekste so vinnig te kry. Ek meen die Bybel is groot. Hoe kry mens die tekste so vinnig? Weet jy Tannie Engela, die eerste ding is om eers die mens met die Bybel maar studeer. En dan die tweede, ek het 'n wonderlike app JW Library wat ek gebruik, wat ons organisasie geskryf het. Dit help mense om nou die Bybel te bestudeer en dan het dit wonderlike funksies soos nota en soekfunksies. En dit is gratis. Kan ek vir Tannie wys? Kan ek Tannie help om dit miskien af te laai? Ja, ek soek daai app. Ag wonderlik, kom ek wys vir Tannie. Hey? Gaan daarso na jw.org die webwerf. Daar sy. En dan gaan ons heeltemal onder af en dan druk net library. Okay. Daar sy. Daai groen daai persblokkie daar sy en dan sê Tannie net daarso Google Play. Daar sy. Okay. Nou sê ons daarso net install. Okay. En daar sy open ons druk open. Okay. Open. Daar sy. Goed. So kom ons begin om eers die Bybel af te laai. Okay. Daar op die tweede een en dan daarbo is daar die 3 kolletjies, languages. Okay. En dan gaan soek ons Afrikaans. Okay. Daar sy. Nou hy gaan so 'n rukkie vat om af te laai, maar ek wil vir Tannie na 'n ander publikasie toe vat in die applikasie wat mense help om die lewe te hanteer in die slegte tye wat ons nou leef. So wat ek wil hê Tannie moet daar na die derde blokkie toe gaan, library, daar sy. En dan is daar 'n boekie Geniet die lewe. O nee, ons moet nou eers brosjures en boekies toe gaan, daar sy, ons is daar. Daar sy. En dan gaan ons daarna Geniet die lewe vir ewig. Daai ou wat daar loop. Ja, daar sy. Druk op die wolkie en dan sal hy hom aflaai. Okay. Daar sy. Okay. Maar kom vir ons oop. Kom ons gaan daarna les 1 toe. En dit sê daar, hoe kan die Bybel jou help? Nou, kom ons lees die eerste paragraafie saam en dan bespreek ons dit en kyk ons na wat die tekste bespreek word. Ek wil ook net noem, hierdie publikasie vervang nie die Bybel nie. Dit help ons net om die Bybel te studeer en beter te leer ken.
Ag, maar dis baie oulik. Nee, kom ons doen. Suster De Jager, baie dankie. Jy het jou buurvrou prakties gehelp. Dis wat die punt 9 van die les sê, punt 5. Dis jy moet so gou as moontlik 'n Bybelstudie demonstreer sodat die persoon se vrae beantwoord kan word. En die praktiese maniere wat jy gebruik het jy dit baie goed gedoen. Onmiddellik het jy gegaan en verwys na die JW library app, ja, gehelp om dit af te laai en dan ook te wys hoe jy haar sal help om haar vrae wat sy dalk nog van ander vrae deur middel van Bybelstudie. Baie goed. Baie dankie Suster De Jager. Kom ons luister nou na Suster Suzette Alberts en Suster Ansa van Bruggen. Sy maak disippels en hierdie student het familieteestand. Kom ons kyk hoe hanteer die suster dit. Weet Ansha, jy het so goed gevorder met jou studie en jy het selfs al begin om met mense te gesels oor wat jy leer. Maar in die afgelope tyd is dit vir my asof jou ywer so bietjie afgeneem het, ook met die vergaderinge wat jy bygewoon het. Toe het ek gewonder, is daar iets wat ek kan doen om jou te help? Jy weet Suzette, jy weet mos my ma, my broer bly naby. En toe hulle nou hoor, soos wat hulle dit noem, dat ek na die getuies se kerk toe gaan of dit bywoon, toe begin hulle nou bietjie aan my te karring. En ek is baie lief vir hulle. So ek het besluit, miskien net om die konfrontasie bietjie te vermy, gaan ek nou maar 'n rukkie wag en kyk of dit rustiger raak, sodat ek net die vrede in die familie weer kan herstel. Weet Ansha, ek verstaan, familie is vir ons baie, baie belangrik en ons is lief vir hulle. Maar voordat ons aangaan, wil ek jou net 'n vraag vra. Voel jy dat die dinge wat jy tot dusver geleer het, die waarheid is? Weet jy, ek twyfel glad nie daaraan nie, Suzette. Eintlik hoop ek het meer mense dit kan insien. Nou kom ons kyk hoe jy jou familie kan help om in te sien dat jy iets baie belangriks hier weet het, om dit so te stel. Nou as jy dink, paar weke gelede het ons deel 1 klaargemaak. Ons het toe die laaste les, daar was les 12 en daar was 'n baie goeie video. So as jy wil gaan na deel 1, dan gaan kyk ons daar na les 12 en as jy kan gaan na punt 5, daar is die video beloon omdat hy nie opgegee het nie. Wil jy dit dalk vir ons weer speel en dan let op wat hierdie persoon se vriende wat vir hom byna soos familie was, gehelp het om die waarheid te ondersoek. Seker, ek kyk dit gou-gou weer. Baie aanmoedigend, né? Verseker. Nou, kom ons gaan selfs na die vrae hier in die boek. En die eerste vraag oor die video is, hoe het Francesco se vriende en sy ma gereageer toe hy vir hulle vertel het van die dinge wat hy leer? Nou, hulle was glad nie beïndruk met hom nie. Glad nie. Nou, dink jy dit was maklik vir hierdie jong man om so 'n standpunt in te neem? Nee, dit was nie, want ek het gesien dat hulle het op sy gevoelens gespeel. En jy weet, dit is wat familie geneig is om te doen. Want hulle bedoel dit goed, want hulle hoor verkeerde dinge oor die getuies, so hulle het nie 'n idee regtig waaroor dit gaan nie. Maar kom ons kyk nou na die volgende vraag hierso, en dit is, hoe is Francesco beloon omdat hy nie opgegee het nie ten spyte van hierdie teenstand? En ek het opgemerk dat sy vriende het een vir een toe uiteindelik die Bybel begin studeer. Ja, hy is definitief beloon vir sy vasbeslotenheid. Dit het hulle laat dink. Nou dink jy hierdie ondervinding wat ons nou hierna gekyk het, kan jou help in jou situasie? Wel ja, ek dink as ek aanhou om die regte ding te doen, sal dit sekerlik my familie ook laat dink. Maar ek weet dit gaan nie maklik wees nie, Suzette. Dit is nie. En Jehovah besef dit. En daarom wil ek hê dat jy teks in Hebreërs 13 vers 6 in gedagte moet hou wanneer dit moeilik gaan. Sal jy daardie teks vir ons lees asseblief? Seker. Dis een van my gunstelinge. Dit sê daarom kan ons goeie moed hou en sê, Jehovah is my helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? So kan jy lojaal bly ten spyte van teenstand of moeilike tye? Ja, want dit sê hier, Jehovah sal my help.
Jy weet, elke toets van geloof wat jy suksesvol deurstaan, maak jou geloof net sterker. En dan sien jy hoe Jehovah jou gebede beantwoord, hoe hy jou persoonlik help. En jy weet, dit is iets baie kosbaars om daardie liefdevolle sorg van Jehovah te ervaar. So moenie daai geleenthede laat verbygaan nie. Nee, soos ek weet dit gaan moeilik wees, maar ek gaan baie hard probeer. En bid daaroor. En onthou, Jehovah gee vir ons hulp. En ek onthou selfs later in die boek is daar ergens 'n artikel in die navorsing oor familieteenstand en ook wat jy kan doen om die vrede te bewaar en terselfdertyd ook lojaal aan Jehovah te bly. Ek sal dit soek en dan stuur ek vir jou die skakel. Dan praat ons volgende week daaroor. Suzette, baie dankie vir die omgee en ek waardeer regtig jou moeite en ek gaan daarna kyk. Goed, ek is bly. Baie dankie Suster Alberts vir die gedeelte wat jy gedoen het. Pragtig toegepas wat die raad sê. Die feit dat jy die struikelblok geïdentifiseer het wat wys dat jou student nie vordering maak nie. En die punt wat na vore kom, wat sterk na vore kom, is die feit dat jy die moed met bymekaar skraap en gebid het om met haar te praat, soos dit hier so sê, om reguit en liefdevolle manier vir haar raad te gee en wat sy moet toepas om dit te oorbrug. En jy het mooi vir haar vertel wat sy kan doen om haar te help sodat sy dan weer haar vreugde kan herwin en aangaan met haar studie en vordering maak. So baie dankie, baie goeie demonstrasie wat jy vir ons gedoen het. Ons sê vir al die studente, baie goed, almal was in tyd gewees, soos jy was 5 sekondes mis, so jy het vol gebruik gemaak van jou tyd, Suster die Jager het vol tyd gebruik, Marika van Vieren, en Welda ook, baie goed. Baie dankie vir al julle susters, so mooi voorbereiding. Agtergrond was ook reg toegepas wat die instruksies sê. Baie goed. Dit is hoe ons dit wil doen in die bediening, want ons leer daaruit. Dankie vir almal se voorbereiding. So ons nooi julle om te staan asseblief broers en susters. Ons gaan oor na die Christelike lewenswyse. So julle kan maar staan, dan gaan ons lied nommer 65 beeg en ons moet daar wees om by hulle te wees. Ons gaan nou oor na die gemeentelike Bybelstudie en ons vra broer Philip Klokkers om dit met die gemeente te bespreek. Verlede week het ons geleer oor Samson en hoe hy sterk gewees het en wat Jehovah hom bygestaan het, soos Filippense 4 vers 13 tereg gesê het, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. So dit was die geval van Samson gewees. Toe het ons begin met deel 7. Nou hierdie deel 7 handel dan natuurlik oor Saul en Dawid en dit strek oor 'n tydperk van so wat 80 jaar. Toe het ons gekyk na daai geval van die eerste koning, Saul. Nou soos wat ons geleer het verlede week, het hy toe nie alles gedoen wat hy voorgeskryf was om te doen nie. Hy het byvoorbeeld self dinge gedoen wat Samuel vir hom gesê het hy nie kon doen nie. En nou kom ons vanaand by Dawid en Goliat, wat vir ons ook 'n baie bekende les vir die meeste van ons is, maar vir die wat dit miskien bietjie dieper wil delf daarin, dan gaan ons vanaand kyk na hierdie gedeelte. So ek wil julle nooi om saam te volg terwyl broer Jansen van Vieren vir ons gaan lees. Les 40 asseblief. Jehovah het vir Samuel gesê: "Gaan na Isaai se huis toe. Een van sy seuns sal die volgende koning van Israel wees." Daarom het Samuel na Isaai se huis toe gegaan. Toe hy die oudste seun sien, het hy gedink: "Dit moet hierdie jong man wees." Maar Jehovah het vir Samuel gesê dat hierdie seun nie die een is nie. Jehovah het gesê: "Ek sien wat in iemand se hart is, nie net hoe hy lyk nie."
Isaia het nog 6 van sy seuns na Samuel toe gebring. Maar Samuel het gesê: "Jehovah het nie een van hulle gekies nie. Het jy nog 'n ander seun?" Isaia het gesê: "Ek het nog een, my jongste seun Dawid. Hy pas die skape op." Toe Dawid inkom, het Jehovah vir Samuel gesê: "Hy is die een." Samuel het olie op Dawid se kop gegooi en hom as die toekomstige koning van Israel gesalf. 'n Ruk later het die Israeliete teen die Filistyne geveg. 'n Reus met die naam Goliat was aan die Filistyne se kant. Goliat het die Israeliete dag na dag gespot. Hy het geskree: "Stuur 'n man om teen my te veg. As hy wen, sal ons julle slawe wees. Maar as ek wen, moet julle ons slawe wees." Dawid het na die Israeliete se leermag se kamp gegaan om kos vir sy broers wat soldate was te bring. Hy het Goliat gehoor en gesê: "Ek sal teen hom gaan veg." Koning Saul het gesê: "Maar jy is net 'n seun." Dawid het geantwoord: "Jehovah sal my help." Saul het sy oorlogskleed vir Dawid gegee om aan te trek. Maar Dawid het gesê: "Ek kan nie hierin veg nie." Dawid het sy slinger geneem en na 'n stroom gegaan. Hy het 5 gladde klippies gekies en dit in 'n sak gesit. Toe het Dawid na Goliat toe gehardloop. Die reus het gesê: "Kom hier, mannetjie, ek sal jou vir die voëls van die hemel van die wilde diere voer." Dawid was nie bang nie. Hy het gesê: "Jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van Jehovah. Jy veg nie teen ons nie, jy veg teen Jehovah. Almal hier sal sien dat Jehovah baie sterker as 'n swaard of 'n spies is. Hy sal ons help om teen die hele te wen." Dawid het 'n klippie in sy slingers gesit en dit met al sy krag begin swaai. Met Jehovah se hulp het die klip uitgeskiet en Goliat in die voorkop getref. Die reus het dood neergeval op die grond. Toe die Filistyne weggehardloop. Vertrou jy soos Dawid op Jehovah? Dankie broer Jansen van Vieren. So die eerste vraag is: vir wie het Jehovah gekies as die volgende koning van Israel? Broer Adrian Leroux. En ons sien dat Jehovah het vir Samuel na Isaia toe sy huis toe gestuur en gesê dat een van sy seuns sal die volgende koning van Israel wees. En toe Samuel al by Isaia se huis aankom, toe sien hy die oudste seun en hy gesê: "Ja, is definitief hierdie is die ou wat met nou die een was gesalf sal gewees het." Maar toe sê Jehovah vir hom: "Jy weet wat, ek kan die ou se hart lees en hy is nie die ene nie." En toe bring hy sy ander 6 seuns en hulle was ook nie deur Jehovah gesê dis die een nie. En toe sê hy bring sy jongste seun wat nog na die skape kyk, skaapwagter is. En nog voordat hy op die deur stap, toe sê Jehovah hy is die een. En Samuel het op Dawid se kop die goeie op Dawid se kop die olie gegooi en hom gesalf as die koning van Israel. So mens kan sien dat Jehovah kan na die hart lees van wie is die regte en op die regte plek moet wees. Dankie broer Leroux. Kan ons miskien nou die prent sommer opkry, daar waar hy nou die olie daar op Dawid se kop gegooi het? As dit moontlik is. Het julle opgelet na die uitdrukkings op die ander seuns se gesigte? En hoe klein is Dawid teenoor hulle? So waarna kyk Jehovah nie? Broer Viljoen, Winnen? Letterlike, hoe groot jy is, hoe jy lyk, maak nie saak. Ja. Hy kyk na die, is dit die jager asseblief? As ek mens na die prentjie kyk, die tweede broer van links af, hy wonder seker of dit nou regtig die regte besluit is. Want soos jy uitgebring het, hy is die jongste. Miskien voel hulle die oudste is eintlik die mooiste van almal en hy is die beste een wat die posisie gaan inneem, maar Jehovah het nie met dit saamgestem nie. Ja. Baie dankie.
Goed, kom ons kyk na die tweede vraag. Hoe het Dawid die geveg teen Goliat gewen? Kom ons vra vir broer Werner daar asseblief, deploy. David het na 'n rivier toe gegaan en 5 gladde klippe opgetel. En toe hy na Goliat toe gegaan het, het hy vir hom gesê dat ek is nie bang vir jou nie, en Goliat het hom ons geterg omdat hy nie 'n swaard of iets gehad het om hom mee te beskerm nie. En David het vir hom gesê, jy skyn my met my plek, jy veg, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe met die naam van Jehovah, wat wys vir ons dat hy baie geloof in Jehovah gehad. En toe met al sy krag het David uit eerste klippie in sy slinger gesit, en toe met al sy krag en met Jehovah se hulp, het hy die klip gegooi en het teen Goliat se kop getref, en dis hoe hy gesterf het. Baie dankie. Het ons Suster Jonker? Een van die dinge wat ek gesien het toe ek navorsing gedoen het, was hoe akkuraat Dawid natuurlik daai klip kon gooi. En daar word genoem dat die stam van Benjamin blykbaar baie handig was om akkuraat te gooi met beide hande. En Dawid blykbaar met hulle ook te doen gehad het, want hulle was soort van buurstate. En dat dit moontlik is dat hy ook dan by hulle dan die geleer is om byvoorbeeld so akkuraat by die klip te kon gooi. Presies, baie dankie vir daai gedagte. Suster De Jager? En ons kan dit vergelyk met Saul se redenasies waar hy nou vir Dawid sy oorlogsklere gegee het. Dawid, as hy bang was, sou hy 'n plan gemaak het om daai oorlogsklere aan te hou, maar hy het gesê hy gaan nie daarin kan veg nie. En hy het maar net geweet waar sy geloof is. Hy het geweet Jehovah is agter hom. Hy het nie hierdie dinge nodig om hom te help om vir Goliat dood te maak nie. Ja. Kan ons daai prent van Goliat daar op die skerm kry dalk? Asseblief broer Kloppers. Suster broer Viljoen, ek het jou hand gemis. Nou kan jy indink, jy sien 'n man met wat 2,9 meter hoog is. Dis al maar 'n indrukwekkende gesig gewees het vir Dawid. Maar mense kan werklik sien hoe Jehovah met hom was en hy sy vertroue in Jehovah geplaas het. Want dit sê selfs Goliat se skilddraer kon nie eens daai skild optel om sy kop te beskerm nie. So sy kop was heeltemal oop gewees. En die verslag sê ook dat Dawid het daai singer bokant sy kop geswaai en toe dit begin fluit, toe gooi hy die klip om daai spoed te kry en presies waar dit moet wees het Jehovah dit gerig met sy gees en sodoende het hy hierdie groot lummel met een klippie plat gegooi op die aarde. Ja. Ja, as jy verder kyk ook net daai spies se punt het 6,8 kg geweeg. Die steel was 'n houtbalk gewees. En dan hulle sê sy hele wapenrusting was swaarder as wat Dawid geweeg het. So dis wat die navorsing vir ons wys. En daai skubbe deel wat die bors beskerm, het omtrent 57 kg geweeg. So uit die hart van die saak was hy goed bewapen geweest. Nou, wat leer hierdie verslag ons oor Jehovah? Ons kan van hierdie tekste gebruik of daai een in Markus. Broer Werner Huber. Ja, so ons weet dit was nou 'n baie intimiderende situasie geweest en 'n mens wonder dalk, jy weet, waar het Dawid hierdie groot geloof van hom gekry? En dis nie dat hy net een oggend wakker geskrik het en nou het hy groot geloof nie. Hy moes dit opgebou het en die vraag is miskien hoe.
En miskien kan ons kyk na 1 Samuel 17 vers 37 toe hy gesê het, toe het Dawid bygevoeg, Jehovah wat my uit die kloue van die leeu en die beer gered het, hy sal my uit die hand van hierdie Filistyn red. Met ander woorde, tot op daai stadium, teen die tyd wat hy voor Goliat gestaan het, het hy alreeds in sy lewe omstandighede deurgemaak, lewensgevaarlike omstandighede soos die beer en die leeu, en Jehovah het hom daar uit gered. So dis miskien 'n les vir ons ook, dat wanneer ons omstandighede het en uitdagings het voor ons, as ons Jehovah aan ons hou, ons vertroue in hom plaas, en ons deur dit kom, en ons sien hoe hy ons help, sal dit bewyse wees van, dat ons op hom ook kan vertrou, en so bou jy jou geloof met tyd op. Ja, baie dankie. En wat Suster Jonker genoem het, dat Dawid moes dit van jongs af geleer het. En miskien terwyl hy herder was, het hy al geleer om met 'n slinger in 'n klip te gooi. Maar het ons opgelet, hier is een belangrike punt in die les, hoe Dawid die reus benader het, en net vir hom gesê, hier kom ek nou na jou toe. Suster van Bruggen, Ina? Dawid het sy volle vertroue in Jehovah gestel, nie in homself nie, en so moet ons ook sy voorbeeld volg en ons ten volle vertrou op wat Jehovah vir ons gaan help om te doen. Ja. Ja, dit wat ek raak gelees het, hy het vir hom geskree. Hy was nie geïntimideerd geweest. Hy het vir hom geskree. En dan die tweede vraag, watter praktiese lesse kan ons uit hierdie verslag leer? Hoe kan ons dit nou gebruik? Broer Albert, asseblief? Ons moet altyd onthou, soos Markus 10 vers 27 sê, vir ons lyk 'n ding dalk onmoontlik, maar vir Jehovah is niks onmoontlik nie, en hy kan ons ook baie help met enige uitdaging wat ons dalk het. Ons dink aan hoe die hele leermag vir 40 dae eintlik gebewe het voor hierdie reuse uitdaging. Maar daar kom Dawid en hy het volle vertroue in Jehovah en hy neem dadelik die stappe om daardie saak reg te stel. En hy het geweet Jehovah sal hom die ondersteuning gee. So ons wil ook daai vaste vertroue in Jehovah, hy maak nie saak watter 'n probleem ons ervaar nie. Jehovah kan ons daarmee help. Baie dankie. En daai laaste vraag in die paragraaf in die les, wat vra dit van ons persoonlik? Broer van Bruggen? Wel, volg ons Dawid se voorbeeld deur op Jehovah te vertrou. Korrek, baie dankie. Ons gaan hoor na die volgende les toe, Dawid en Saul. Dan lees jy hom vir ons asseblief, broer Jansen van Vieren. Nadat Dawid vir Goliat doodgemaak het, het koning Saul hom die hoof van die leermag gemaak. Dawid het baie gevegte gewen en hy het baie bekend geword. Elke keer wanneer Dawid na 'n oorlog teruggekom het huis toe, het die vroue uitgekom, gedans en gesing. Saul het duisende doodgemaak en Dawid 10.000. Saul het jaloers geraak op Dawid en wou hom doodmaak. Dawid kon die harp baie goed speel. Op 'n dag het Dawid die harp vir Saul gespeel het die koning sy spies na Dawid toe gegooi. Dawid het net betyds gekoes en die spies het die muur getref. Daarna het Saul nog baie keer probeer om Dawid dood te maak. Uiteindelik het Dawid weggehardloop en in die woestyn gaan wegkruip. Saul het 'n leermag van 3000 manne geneem en na Dawid gaan soek. Hy het in 'n grot ingegaan, maar sonder dat hy dit geweet het, was dit waar Dawid en sy manne weggekruip het. Dawid se manne het gefluister: "Dis nou jou kans om Saul dood te maak." Maar Dawid het na Saul toe gekruip en 'n stukkie van die koning se klere afgesny. Saul het dit nie agtergekom nie. Later het Dawid baie sleg gevoel omdat hy nie respek vir Jehovah se gesalfde koning gewys het nie. Hy het sy manne nie toegelaat om Saul aan te val nie. Hy het selfs na Saul geroep en vir hom gesê dat hy 'n kans gehad het om hom dood te maak, maar hy het nie. Sou Saul van plan verander het en Dawid nou uitlos? Nee. Saul het oral na Dawid gesoek. Een nag het Dawid en sy neef Abisai
in Saul se kamp ingeslyp. Selfs Abner, Saul se leiwag, was aan die slaap. Abisai het gesê: "Nou is ons kans, ek gaan hom doodmaak." Dawid het geantwoord: "Jehova sal vir Saul straf. Kom ons vat net sy spies en waterbeker en dan gaan ons." Dawid het teen 'n berg uitgeklim wat oor Saul se kamp uitgekyk het. Hy het gesê: "Abner, waarom het jy nie jou koning beskerm nie? Waar is Saul se waterbeker en sy spies?" Saul het Dawid se stem herken en gesê: "Jy kon my doodgemaak het, maar jy het nie. Ek weet dat jy die volgende koning van Israel gaan wees." Saul het teruggegaan na sy paleis toe, maar nie almal in Saul se familie het Dawid gehaat nie. Ek gee vir die lees van die paragrawe, broer Jansen van Vieren. Ons waardeer jou voorbereiding. Goed, hoekom wou Saul vir Dawid doodmaak? Broer Kloppers? Dis 'n hand op Zoom, ek kan unmute. Goed, kom ons luister. David was sterk. Dankie, dankie Milan. Broer van Bruggen? Ja, Saul het 'n baie lelike eienskap na vore laat kom. Dit was die een van jaloesie. Hy het nie gehou van die feit dat Dawid byvoorbeeld meer bekend was onder die volk nie. Ons weet dat elke keer as Dawid oorlog toe was, het hy meer sukses behaal en die vrouens het hom wanneer hy teruggekom het huis toe toegesing dat Saul het sy duisende doodgemaak, maar Dawid sy 10.000. En ons weet hy het ook die vermoë gehad om die harp baie goed te bespeel. So Saul was absoluut afgunstig of jaloers op Dawid en hy selfs met daardie geleenthede het hy probeer om hom dood te maak. So Dawid moes vlug vir sy lewe as gevolg van die feit dat Saul gepoog het om hom van kant te maak. Baie dankie, broer van Bruggen. So, hoeveel keer het Saul Dawid probeer doodmaak? Sê baie keer, nee. So, dit is net 'n paar gevalle nie. As ons kyk na daai prent op die linkerkant, of die eerste prent, daar waar hy spies so in die grond steek, daar waar Saul nou lê en slaap, kan jy dink as daai spies langs jou tref, daar waar jy harp speel, dan gaan dit nogal skrikwekkend wees. As ons kyk na die tweede vraag, hoekom wou Dawid nie vir Saul doodmaak nie? Dankie vir die prent. Suster Ansa van Bruggen. Ons sien per geleentheid het hulle in 'n grot ingegaan en Saul het nie geweet Dawid hulle is agter in die grot nie. En toe het hy die kans gehad en toe het sy manne vir hom gesê dis nou jou kans om Saul dood te maak. Maar Dawid het dit nie gedoen nie want hy het gesê hy het respek vir Jehova se gesalfde. Ja. Suster De Jager asseblief. Ja, terwyl Saul toe nou nog in daai grot was, het Dawid nader gekruip en 'n stukkie van Saul se kleed afgesny. Maar ons sien Dawid het later 'n sleg gevoel dat hy dit gedoen het, want hy het eintlik gevoel dat hy nie respek vir Jehova se gesalfde koning gewys nie. Dit is nou nogal 'n baie goeie voorbeeld vir ons van nederigheid. Baie dankie. Broer Viljoen asseblief. Binne. So op 'n latere geleentheid eendag het Dawid en sy neef Abisai in Saul se kamp ingeslyp en toe het hulle daar in sy tent ingegaan waar selfs sy leiwag geslaap het. En daar was nou ook die geleentheid gewees. Maar hy het nie weet om doodgemaak of probeer seermaak nie. Wat hy gedoen het toe daai spies en water kruik gevat,
Maar sy woorde daar aan Abisai is Jehovah sal vir Saul straf. Ons vat dan nou maar net hierdie goed. Weer eens daai vertroue wat hy in Jehovah gestel het, dat Jehovah die onreg wat aan hom gedoen is, en weet op die einde van die dag Saul het hom vir meer as 10 jaar lank so rondgejaag. Maar hy het al die tyd sy vertroue in Jehovah gestel. Ja, baie dankie. Mooi uitbeelding van hoe mens sit en slaap, né? As ons nou kyk daar. Nou ja, maar nooit by die studie nie. Nee, hier is ons wakker. So, hoe pas ons Romeine 12 vers 18 en 19 toe? Wat van ons aangehaal word hier? Op die twee gevalle. Suster Albers asseblief. Ons moet vrede bou met almal en dit is nie vir ons om wraak te neem nie. En Dawid het regtig hier 'n goeie voorbeeld gestel. Hy het geweet dit is nie vir hom nie, dit is iets wat Jehovah sal doen op sy tyd. Ja, dankie. En dan daar waar hy tentkamp waar hulle nou geslaap het en Dawid hulle nou hier op die heuweltop staan. Kan ons die uitdrukking sien daar op daai gesigte? Weereens om terug te kom na die vorige les toe, wat het Dawid gedoen hier? Het hy het weer eens geskree, né? Ja, om hulle aandag te trek en toe kom hulle agter, maar ons was in die slaap gewees. Goed, die volgende vraag wat ons vra by elke les, wat leer hierdie verslag ons oor Jehovah? Suster Jonker? Ons lees daar dat Jehovah byvoorbeeld sy gees onttrek het van Saul. So Jehovah sal die ondersteun wat werklik by sy wette hou. Want ons weet van die vorige lesse dat Saul byvoorbeeld nie gehoorsaam was aan wat hy moes doen nie en Jehovah verontagsaam het. En dit word hier genoem dat 'n slegte gees van Jehovah in Saul was. Nie dat dit eintlik Jehovah se die oorsprong by Jehovah het nie, maar die feit dat Jehovah sy beskerming weggeneem het van Saul. So dit is 'n duidelike teken dat Jehovah stel standaarde en hy verwag dat mense dan by daai standaarde moet hou. Andersins kan dit dan eintlik vir hulle teëspoed beteken. Baie dankie vir daai gedagte. Ja, soos al hierdie tekste dan 1 Samuel van hoofstuk 16 af so deurlopend aan mekaar lees, dan kry ons die hele lyn van gebeure wat hier eintlik plaasgevind het, wat nou nie alles in die les gedek word nie, maar in ons navorsing kan ons sien hoe dit gebeur het. Watter praktiese lesse kan ons uit hierdie verslag leer? Suster De Jager? Romeine 12 vers 18 begin met die woorde, doen julle bes sover dit van julle afhang. Nou, ons kan nie beheer wat ander doen of hoe hulle reageer nie, maar ons kan beheer hoe ons optree en wat ons doen. So, ons kan Dawid se voorbeeld volg en nederig wees. Ja. Baie dankie. Suster Ansha van Bruggen? Ja, en Romeine bring ook uit, ons moet nooit self wraak neem nie. Ons kan onsself indink aan die moeilike tydperk wat Dawid agter die rug gehad het en mens kan dink dat hy miskien baie negatief met tye geraak het, maar tog het hy op Jehovah bly vertrou en hy het gesê Jehovah sal oordeel, nie hy nie. Ja. Baie dankie. Ja, 2 interessante lesse gewees en dit voeg vir ons nou alles bymekaar. Nou kan ons verstaan hoe die gebeure plaasgevind het en soos wat ons sien Dawid en Goliat, Dawid en Saul, so aanstaande week Jonathan is dapper en loyaal. So daar gaan ons meer leer in daai lesse wat voorlê, hoe daai oudste seun Jonathan van Saul
dan 'n dapper soldaat was en ons kan ook goed voorberei vir daardie les. Baie dankie vir al julle antwoorde en 'n goeie voorbereiding. Ons het dit baie geniet. Baie dankie broer Kloppers vir die bespreking van die Bybelstudie en ook die broers, julle pragtige antwoorde en praktiese toepassing van die les het ons baie daaruit geleer. So ook het die vergadering van wat ons gehad het vanaand het ons werklik goeie punte geleer hoe Jehova wil hê ons moet optree. Veral as jy dink aan die vraag wat daar gevra was in die skat uit God se woord, hoe motiveer hierdie verslag my om Jehova nie teleer te stel nie. Nou daai gelykenis wat broer Jano met ons deurgegaan het, is ons bevoorreg broers en susters dat hierdie geestelike nasie wat Jehova het, sy getroue gesalfdes met Jesus Christus, dat ons bevoorreg kan wees om saam met hulle te werk. En ons het nou gesien in die jongste nuus van die bestuursliggaam hoe Jehova se volk meer kan doen. En Jehova verwag dat ons meer moet doen. As ons maar net kyk as daar natuurrampe is, dit word al hoe erger en al hoe meer. As ons nou sien hoe die lande wat daarby betrokke is en hoe die broers en susters hulle aanbied om meer te doen vir Jehova. So omdat hierdie hele universele gemeente van Jehova bestaan uit mans en vrouens en kinders wat vir Jehova wil wys dat hulle nie Jehova wil teleurstel nie. Ons wil graag meer vir Jehova doen. En sodoende word ons aangemoedig om te sien wat meer ons kan doen selfs in die Christen gemeente. En ons is bevoorreg, in hierdie geval gaan ek dit noem, dit moet in die aankondigings uitkom, maar selfs die jong mense wat meer kan doen. Suster Vernice Joubert, sy is nou 'n ongedoopte verkondiger. So wat 'n wonderlike voorreg wat sy ook nou het om te wys dat sy vir Jehova meer kan doen. En ons waardeer dit Suster Joubert en mag Jehova jou ook help om hard te werk, om geestelik jou doelwit te bereik, om 'n disipel van Jesus te word. Maar nie net dit nie broers, as 'n mens kyk hoe Jehova se organisasie werk en wat ons ook kan doen, baie van ons kan fisies nie die werk gaan doen nie, maar soos die broer in die verslag gewys het, ons kan vir Jehova bid om vir hierdie broers om te sien. Ons moet vir die broers bid wat die werk fisies doen. Heel moontlik kan ons meer bydraes gee om te wys dat ons graag vir Jehova wil wys, ons wil meer doen, sodat ons deel kan wees van hierdie pragtige organisasie wat Jehova het. In die bediening het julle gesien broers, hoe ons nie moet vergeet nie, ons in die pioniervergadering wat ons Vrydag gehad het, weer eens, wees lief vir mense, daai brosjure wat ons het, daar word soveel klem gelê op daardie kommunikasie vermoë wat ons moet gebruik, sodat ons Bybelstudies moet begin. En vanaand se gedeelte was nou gewees oor hoe ons belangstelling moet toon in ander, hoe ons dit moet wys. Die ander punt was, ons moet empatie teenoor ons persone hê, soos in die geval van die buurvrou, wat die suster nou gehelp het, hoe om empatie te toon, en die ander een was om die Bybelstudente te help, wat mismoedig was, teenkanting van die familie. Dit wys net hoe ons hard moet werk om hierdie kommunikasie vermoë van ons te verbeter, hierdie eienskappe in die bediening. En baie dankie vir almal se gedeeltes wat hulle vanaand gedoen het. Ons weet dit vat tyd, julle het almal harde werk gedoen en ook is dit aangenaam om altyd te wees om te onthou broers en susters die skat uit God se woord. Julle moenie vergeet nie, jy weet ons wil altyd lang antwoorde gee, maar net 30 sekondes. So dan gee dit ander ook kans om te antwoord. Maar ons waardeer dit vir al julle voorbereiding wat julle gedoen het. Nou waarna kan ons volgende week uitsien? Hier is ek, stuur my. En hier word nou baie mooi bespreking gedoen wat Jesaja gedoen het en weer eens kom die vraag na u en na my toe. Op watter maniere kan ek meer doen om Jehova en ander te dien? En die klem volgende week val op die huis tot huis bediening.
Dit bly maar die ruggraat van Jehovah se organisasie waar dit kom by die verkondiging van die goeie nuus en Bybelstudie te begin, huis tot huis bediening. Ons gaan nou sien hoe belangrik dit is in volgende week se les. Voor ons afsluit, kom ons vra net eers vir julle wat is een of twee gedagtes. Wat was vir julle so belangrik in die bespreking vanaand gewees? Wat het vir julle uitgestaan? Broer De Bloei? Ag, ekskuus. Adrian. David gewees wat hy van jongs af in Jehovah vertrou en jy kan sien deur al sy vervolgings en wat hy deurgegaan het en hy net aangehou vertrou op Jehovah. So partymal voel jy in 'n plek en 'n situasie wat jy nie wil wees nie, dat jy altyd op Jehovah kan vertrou. Dan sê, pragtige gedagte, né? Baie dankie. So kom ons lees net vir julle 'n aankondiging. Dit is van November maand vir die gemeentes. Die aankondiging was nie gedoen nie, ons het die kringopsieners se besoek gehad. Maar dit sê hierso, vrystelling van die hersiene Sing met Vreugde vir Jehovah boek. Ons is bly om aan te kondig dat die hersiene Sing met Vreugde vir Jehovah boek nou in Setswana beskikbaar is. Die digitale formate van hierdie boek is nou beskikbaar op www.org en in JW Library. Hierdie boek sal binnekort ook in gedrukte formaat beskikbaar gemaak word. Ons is baie bly met ons Setswana sprekende broers wat dit sal geniet om hierdie hersiene sangboek in hulle taal te gebruik. Tweede punt, tronkgetuieniswerk. Jehovah seën tronkgetuieniswerk reg oor ons gebied met aanmoedigende geestelike vooruitgang. En dit is gebaseer op 2 Timoteus 2 en vers 9. Langtermyn gevangene wat op een stadium baie berig was, is nou deur 'n Bybelstudie verander, 'n bewys van Jehovah se krag om harte te genees. Elias se veranderde gedrag het ander geïnspireer, insluitende tronkpersoneel en 'n vriend buite die tronk. 'n Ongedoopte verkondiger, wie se sel nie gesluit was nie, het besluit om nie te ontsnap nie en het gesê dat hy dit gedoen het om Jehovah gelukkig te maak. Sy gedrag is opvallend. As jy belangstel om aan hierdie vorm van die bediening deel te neem, praat asseblief met julle diensopsiener wat jou met graagte van bykomende inligting sal voorsien. So dit is vir broers wat as jy 'n kans wil sien om by die tronke in te gaan en met mense daar te gaan getuig, kan julle met die diensopsiener dan praat. So kom ons sluit ons vergadering dan vanaand af.